Goeiemôre al julle wonderlike mense daar buite. Hier op die 1 Oktober woensdagoggend en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed. Soos ouer gewoonte wag ons eers so 'n bietjie en kyk wie kom op. Terwyl ek my bril reg skuif en nog 'n slukkie koffie vat. Daar's weer jare se nuus, maar ou kan nie deur al hierdie goed gaan nie. Dit is net absoluut onmoontlik. Daar is net eenvoudig te veel. En daar is soveel goed reg oor die wêreld wat in mekaar vleg op een of ander manier. En dalk eendag, soos ek maandag gesê het, gaan ons by die kap van die byl kom. Want ek sê vir julle net, dit is absoluut ongoddelik hoe party van hierdie goed uitwerk, uitspeel. En waarmee hulle besig is. Maar in elk geval, seker die grootste nuus vanoggend, terwyl ons wag vir mense om op te kom, is dit wat met die Suid-Afrikaanse politikus gebeur het, en die ander ene is wat met die Gaza storie, wat daar by die Gaza storie streek aangaan. So, koffie met brood op 'n woensdagoggend. Ek het mos verlede week ook koffie met brood op woensdagoggend gedoen, so ek dink dit sal weer 'n gewoonte begin raak. Die oggende is beter, ons kry meer mense wat kyk, meer mense wat opkom, en jy weet, dan kan ons 'n bietjie beter gesels. Daar het nou 'n profielfoto opgekom, ek weet nie wie dit is nie. Kom ons kyk gou of dit sal hier onderop kom. Goed, kom ons praat maar eers oor wat in Gaza aangaan. Trump het 'n plan uitgerol waar hy gesê het dat om die oorlog te stop, moet hulle 'n raad van wat sal ou dit noem? 'n ondersoekraad of 'n beheerraad. Goeiemôre Debbie. Debbie is eerste of tweede vanoggend, want daai een profielfoto het opgekom en die profielfoto is nog steeds daar. Maar ek weet nie wie julle is nie. Dit kan dalk hulle wees, ek weet nie. Maar in elk geval. So hulle wil nou 'n raad aanstel om Gaza te beheer en Gaza op te bou vir die mense van Gaza. Met ander woorde, dit word nie meer 'n Palestynse streek of 'n Palestynse land nie, maar dit word 'n streek wat opgebou word vir Palestynë om wel daar te bly en te lewe sonder die vrees van terrorisme. Met ander woorde, hulle kry glad nie hulle eie politieke leiers nie, en dit word dan nou beheer deur 'n raad. Presies soos wat ons wil doen eintlik met die federale alliansie. Net op 'n baie groter skaal. So hulle kry 'n raad, Israel bly uit Palestina uit. Dit word nie 'n staat nie. Dit word net 'n strook land wat gegee word vir die Palestynse mense met 'n muur om. Met 'n muur om, met ander woorde, dit is vir die Palestynse mense, geen Israeli mense mag daar gaan woon of enige so iets nie. So hierdie plan is nou voorgelê aan Netanyahu terwyl hy nou in Amerika was. Hy was so 2 dae in Amerika en nou is hy weer terug in Israel. En die Hamas groep was gister nou mee gesels geweest om te kyk of hulle te vind is vir die plan. Arabiese state is baie gelukkig met die plan en hulle het nou gister met Hamas ontmoet in Turkye. Gaan hierdie ding werk? Ek weet nie, maar hulle grootste triomf, kan ou maar sê, is dat hulle van die terroriste organisasie wat die plek ran, hulle gaan van hulle ontslae raak. Dit is die grootste ding. Maar in die meantime is Amerika besig om grootskaals te gesels met sy generaals en sy admiraals oor komende oorloë. Vir die eerste keer in geskiedenis nie in geskiedenis nie, maar in 'n baie, baie lang tyd, het die president van Amerika 'n toespraak gemaak met al sy generaals en admiraals. En Donald Trump het dit gedoen hierdie week, en die week is maar nou nog kort, hy het dit gedoen in Virginia.
En hy het hierdie mense toegespreek. En hy het gesê, hy kan dalk 'n paar van hulle fire as hulle nie wil saam met hom praat nie. En hy praat so, hierso het ek nog hierso sê, if I don't like somebody, I'm gonna fire him right on the spot, sê hy. Dit is Donald Trump. Pierre, wat sê jy? Goeiemôre. So Trumpie is besig om sy generaals en sy admiraals wakker te maak ten opsig van die feit dat daar gaan oorlog kom. En Pete Hegseth het ook 'n groot toespraak gehad met die generaals en die admiraals. Hy het gesê, hulle is nou klaar met die klimaatsverandering gemors, hulle is klaar met die transgeslag gemors, hulle gaan nie meer hierdie gemors nou meer aanvaar nie, hulle gaan nou voorberei vir 'n oorlog, 'n grootskaalse oorlog, en hulle sal doen wat hulle moet doen. So, die feit dat Donald Trump in sy eerste termyn so 'n vredemaker was, nou in die tweede termyn is dit minder van 'n vredemaker. Ons weet nie hoe die goed uitspeel nie. Ek bedoel, daar's gerugte in die ruimte dat die Nibiru-planeet nou definitief besig is om in ons ruimtestelsel in te beweeg met sy 2 maane, en dit is 'n massiewe destroying planet, soos hulle sê, wat chaos veroorsaak het in ons lugruim baie jare gelede. Dis hoekom Saturnus onderste bo is, en ons aarde skuins is, en 'n ander planeet totaal en al vernietig was, wat die asteroïde gordel gevorm het, en. Maar ons hou by hierdie een ding vas, God is in beheer, en hy sal doen wat hy wil, nie wat sogenaamde wetenskaplikes vir ons wil sê wat hulle wil doen. So die Gaza ding in die nuus is 'n baie belangrike ding, maar ek wil gou blaai oor die Suid-Afrikaanse, ek wil net blaai na 'n gerig toe hierso. Ons ambassadeur in Frankryk, Nathi Metetwa, het blykbaar van 'n 22ste vloer, en dit is interessant hoe die syfer 22 hier opkom, vloer van die Hyatt Hotel, het hy blykbaar afgespring. Nee, hy het nie afgespring, hy is afgestamp. Hy is afgestoot. Hy is afgegooi. Hy is vermoor. Ek sê dit nou vir julle, hy is vermoor. Want hy moes teen Ramaplakkertjie hulle kom getuig in Suid-Afrika. Ambassadeur Henry Makater het 2 goed geplaas op ons groep vanoggend, waar hy vertel van hierdie ou waar hy moes kom getuig het. En ek wil net gou kyk of ek by daardie gerig vinnig kan uitkom. Hy was nie boos saam met, hy was nie te ver nie. Weer hy Sasol advertensie, hy het nie te ver gegaan nie. Maar ek wil net gou hierso kyk. Waar is dit nou? Ja. Kan toch nie so ver wees nie, man. Daai was ou Netanyahu se toespraak. Uit toch, hoekom kry ek dit nie nou nie? Maar in elk geval, hierdie ou moes kom getuig het, en toe kom getuig hy nou nie, en toe spring hy van die 22ste vloer af. Wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir ons? Dit kan beteken dat Vader vir ons sê dat ons baie naby ons eie dinge is. Anton, wat sê jy? Ek lees mos baie in die syfer 22, want dit is hoe Vader met my praat. En dit is waarom ons moes gepraat het wat die profetiese woord aan betref, waar die Christus sy syfer 3 aan die mense geopenbaar het. Nee? En wanneer 'n mens syfers het in jou lewe volgens die skrif, dis persoonlik. Maar daar is ander syfers wat God gebruik in sy orde. So in my geval praat Vader baie met my oor die syfer 22. En nou spring hierdie ou Niels, wat sê jy? Niels, was jy al opgewees? Of jy was seker al op, maar seker 'n lang tyd terug, maar baie welkom in elk geval. Daar sê, so ek neem aan as 'n Niels Snyman Junior ook. Want jy is die senior. In elk geval, so hierdie ou wat nou afgespring het, ou Nathi, hulle was baie naad vir hom gewees, toe gooi hulle hom van die gebou af. Dis definitief so.
Dis 'n politieke game, mense. Ek sê dit vir julle baie. Hierdie ouens is so diep ingewortel met Satan en sy trawante. In elk geval, kom ons kyk gou bietjie na 'n paar ander stukkies nuus voordat ons kyk wat in Suid-Afrika gebeur. Natuurlik in die Verenigde Koninkryk, ek het gister 'n video gekyk van Keir Starmer, waar hy absolute velde trek teen koning Charles. En daar is 'n berig dat koning Charles vir hom gesê het hy moet onmiddellik bedank. Ek dink nie die ou het bedank nie. Hy is mos die leier van die Labour Party. Ek dink nie hy het bedank nie en hy het toe nou gister baie duidelik op nasionale televisie gesê dat vryspraak is 'n Britse waarde. Ons mag net nie haatspraak en sulke goed en politieke haatspraak en sulke goed uitspreek nie, sê hy, maar ek dink dit is om sy eie alie te cover vir dit wat hy teen koning Charles gesê het. Royaliste, soos hulle self noem, royalists, het ter velde getrek teen hierdie eerste minister en koning Charles het 'n private ontmoeting gehad met Nigel Farage. So ons kan dalk vinnig politieke skuiwe sien in die Verenigde Koninkryk, want koning Charles is ook baie bekommerd oor die massa-immigrasie. Hy het nie gedink dit gaan so erg wees nie, volgens gerugte, maar nou ja, hy het 'n lat vir sy eie gat gepluk. Die paus kom selfs uit, die paus het uitgekom, kan julle dit glo? Die paus het uitgekom en gesê, hy aanvaar nie die islamitiese onwettige of wettige immigrasie wat in Europa plaasvind nie. Europa gaan binnekort sy identiteit verloor. Dis die paus. Ewe skielik is die Katolieke Kerk onder druk. En ek sê nou vir julle, die Katolieke Kerk was deel en is deel van hierdie hele gemors. Hulle was en hulle is deel. Beslis. Nee? Beslis. Ou Trumpie sê natuurlik as Hamas weier om sy nuwe deal oor Gaza te aanvaar, dan kan Netanyahu maar doen wat hy wil. Soos hy hom noem by sy voornaam Bibi. Bibi kan hom maar doen wat hy wil. Hy kan hy plek plat vee. Nee? So hulle wil dit 'n vakansieoord maak, man. Dis wat hulle wil doen. Hulle wil dit 'n vakansieoord maak. Nee? Ou Trumpie se kop hak ook alweer uit. Hy sê enige films wat buitekant Amerika gemaak word. Enige flieks wat buitekant Amerika gemaak word, maar wat in Amerika gewys wil word, gaan 'n 100% handelstarief teen hulle kry. Die wêreld gaan dieselfde doen met hulle goed. As hulle dit wil uitvoer na ander lande toe, Hollywood se flieks, dan gaan die wêreld net sê 100% handelstarief. Dis al. En hulle gaan terug geboikot word. Trump kan nie net doen wat hy wil nie. En dit is hoekom hy besig is om sy weermag bymekaar te maak. Is dit die voorganger van die anti-kris? Om wêreldorde te probeer in ons kele afdruk deur 'n militêre oorlog. Gelukkig praat die profetiese woord nie van 'n oorlog teen Amerika nie. Nie ons nie in elk geval. Maar ook nie ander lande nie. Ek praat nou van eindtyd profetiese woord, né? Jenny, goeiemôre. Ek praat nou van eindtyd profetiese woord. So ek dink jy daai kite gaan vlieg nie. Denemarke is in 'n paniekerige toestand. Ek sê altyd paniekerige toestand. In 'n paniekerige toestand. Frankryk en Swede het nou anti-hommeltuigspanne geontplooi in Denemarke, want Denemarke is nou bang dat Rusland vir hom absoluut gaan aanval. In die meantime wat Rusland dan betref, Putin het 135.000 mans opgeroep na die weermag toe. Jy moet weermag doen in Rusland, soos wat dit destyds in Suid-Afrika was. En ouens wat opgeroep is van die jare 18 tot 30, is die ouderdomsgroep. Ek sweer hierdie ouens kyk koffie met brood. Wat het ek vir julle gesê van die Suid-Afrikaanse weermag? Ek het vir julle gesê ons wil ouens oproep vanaf 18 tot 38, maar daar is Mariete betrokke by die ouens wat ouer is. Het ek dit nie gesê nie. En nou gaan Putin ouens oproep vanaf die ouderdom vanaf 18 tot 30. Mense, ek sweer hulle kyk koffie met brood, maar hulle wil net nie vir ons sê nie, jy weet. Geheime admirers, geheime fans,
van koffie met brood. In elk geval, kom ons kyk maar wat daar gebeur, nee. Ek dink daar gaan probleme kom. Venezuela se oppositieleiers het vir Marco Rubio ontmoet en vir Ian Smith ou en en ek dink Mark Rutte, nie Rutte nie. Wat is die ander ou se naam? Sy naam ontglip my nou. Maar hulle het vir Marco Rubio ontmoet en hulle werk nou saam met Amerika om Maduro te omver te werp. Hulle wil van hom ontslae raak en hulle het nou met Marco Rubio ontmoet. En dit is glad nie asof hulle met hom in die geheim ontmoet nie. So, dit sê vir my dat hulle gaan nie gou terug gaan Venezuela toe nie, want hierdie Maduro sal hulle probeer uitmoor. Hulle sal in elk geval moet flip en goed wegkruip in Amerika, want hierdie ou gaan nie hulle nonsens vat nie. So kom ons kyk wat daar gebeur, nee. Ek verstaan nie wat Spanje doen nie. Kyk, die Amerikaners het mos basisse oral in Europa. En hulle het basisse in Spanje. En Spanje het nou vir Amerika gesê, julle gaan nie wapens uit die basisse in Spanje, van julle basisse, gaan julle nie uitstuur uit ons land uit na Israel toe nie. So ek weet nie wat dit beteken nie, jy weet, probeer Spanje nou vir Amerika 'n klap in die gesig gee of wat ook al. Is dit nou miskien Spanje se manier om vir Trump te sê, jy gaan nie vir ons vertel wat ons moet en nie moet doen nie. Wie weet, nee. Italië se Maroni sê, sy staan 100% by Trump en die Gaza plan. Natuurlik, hulle soek nog 'n plek vir om vakansie te hou. Maar sy staan by hom met die Gaza plan. En die Italiaanse vloot het die flotilla van Greta Thunberg en almal hierdie wat nou na Palestina toe vaar, het hulle nou gelos 150 seemyl van die kus van Israel. Hoekom doen hulle dit? Hulle doen dit omdat hulle nie betrokke by Israel wil word nie. Ek sê, as hy Israelies begin mal raak, nee, gaan hulle hierdie ouens uitmekaar uitskiet. Nou, daai flotilla, ek weet nie of Israel daai mense net gaan arresteer nie, en of hulle net uit die water uit gaan blaas nie. Die volgende 48 uur plus is belangrik. Ons sal nie weet nie, ons sal seker by Vrydag weet wat daar aangegaan het. Maar ons sal maar sien wat daar gebeur, né? Reg oor die wêreld is mense se koppe besig om uit te haak, veral die ekstremistiese moslems. By die hoofkwartier van hierdie groep in Pakistan, né, the Frontier Corps, se kantore het 'n karbom ontplof. 30 mense is beseer en 10 mense het gesterf. Hulle het nie gesterf nie, hulle is vermoor. Dis wat dit is. Daar is een ding wat julle moet verstaan. Islam gee nie vir jou om nie. Hulle kan jou uitmoor soos wat hulle lus kry. Hoor wat ek vir julle sê. Hulle gee nie vir jou om nie. Maar ek wil nou nie weer praat oor Islam nie. Snaaks genoeg in Amerika het die regering gedeeltelik gesluit omdat daar sekere kredietwetgewing nie deur die huis is nie. En soos die berigte gaan, they are partially closed, terwyl Donald Trump praat met generaals en admiraals. Ek weet nie hoe dit gebeur nie. Hoe sluit jy 'n regering? Hoe maak jy die deure toe? As jy genoeg geld om te steel nie, of wat is dit? Ek weet nie. In Moldova of Moldawië, hoever ons dit in Afrikaans uitspreek, se stemmery wat nou daar aangaan, is 'n groot bedrogspel ook, want die Europese Unie probeer om van Moldova nog steeds in die Europese Unie te hou. Terwyl die stemme in Moldova opgaan, hulle stel nie belang in die Europese Unie nie, hulle wil deel word van Rusland. Of hulle wil soewerein bly, maar hulle wil by Rusland staan. En dit is besig om die Europese Unie baie senuweeagtig te maak. En daar is absolute bewyse dat die Europese Unie in hulle stemmery knoei. Hulle meng daarin. Daar is selfs mense wat in Rusland bly, wat uit Moldova uitkom, wat sê hulle het dreigemente gekry oor hulle familie, as hulle familie stem teen
die huidige regering wat korrup is in Moldawië. So ek hoop maar die mense van Moldawa gooi daar die korrupte regering om. Kom ons kyk wat daar gebeur, né? Kom ons kyk wat daar gebeur. Dit is 'n bietjie koelie in Pretoria, dis hoekom ek sit met hierdie baadjie aan vanoggend. Wat het ek nog van oorsee? O, hierdie YouTube verloor sy saak teen Donald Trump as gevolg van die 6 Januarie nonsens, waar hulle vir Trump heeltemal van YouTube afgehaal het. Hulle saak teen hom verloor en hulle moet vir Donald Trump $24.5 miljoen uitbetaal. $24.5 miljoen. So die kans is goed dat jy meer YouTube advertensies gaan sien, sodat hulle kan geld maak. Wat het ek nog hierso van oorsee? Ford, interessant genoeg, as jy 'n Ford ry, Ford maak nou 'n tak oop in China. So as jy 'n Ford ry, die kans is goed as jy 'n klein Figootjie koop of een van daai karretjies, kom dit binnekort uit China uit. Kry vir jou. Ag, ons spot so oor Ford baie keer, maar ek ry self hierdie klein Ford Figo van Henry, wat hy aan ons beskikbaar gestel het, waarvoor ek baie dankbaar is. Die Poolse president, hierdie is nou vir my aanduiding waarmee sekere wêreldleiers betrokke is. Ek het hierdie berig hierso neergeskrywe. Die Poolse president hou gereeld gesprekke met 'n dooie Poolse revolusieleier. En hy sê op nasionale televisie hoeveel gesprekke hy met hierdie dooie persoon hou. En hoe hierdie dooie leier vir hom lei om sekere goeders te doen. Kan julle die bollie glo? Die ou se idioot, hy sit en praat met 'n demoon. Of dalk die duiwel self, wat vir hom sê, luister hier, so doen nou dit, doen nou dit, doen nou dit. En hy kry hierdie fantastiese antwoorde van hierdie dooie ding af, om Pole te lei. Nou, dit bring my nou weer terug na Suid-Afrika toe in ons regering, met sy sangomas en sy toordokters en sy gemors. Gelukkig is daar nou 'n wetgewing in Suid-Afrika deurgedruk, waar jy nie mag diere meer slag vir godsdienstige doeleindes of kulturele doeleindes in residensiële komplekse nie. Gisterdag toe ek in die hoërskool was, man, jy het nie sulke gemors gehoor nie. Nou slag hulle, daar moet nou 'n wetgewing wees wat sê jy mag nie sulke goed doen nie. Griekse God in die bos. Dit is hotnots maniere daai. Dit is duiwelse maniere daai, né? En hierdie Pool praat nou met dooie mense. Well, good on you, mate. Gaan praat met die dooies. Slowakye sê baie reguit nou, Zelensky gaan moet verantwoording doen vir sy dade. Die Oekraïense mense gaan absoluut teen hom draai, 100%, en ek glo hulle is al. En Slowakye sê baie duidelik, Zelensky is nie 'n politikus nie, maar hy is net 'n puppet, 'n speelpop van die weste. 'n nar, hy is eintlik net 'n nar. Maar hulle het hom baie mooi gebruik, né? Die elite het hom baie mooi gebruik. Ek wil net vir julle sê, daai Venezuela se oppositieleiers wat vir Marco Rubio gaan ontmoet het, verstaan dat dit is nog 'n deel van die domino effek wat plaasvind in Amerika. Verstaan dit. Ek sal seker goed noem op koffie met brood. Die wat ore het om te hoor, laat julle mooi verstaan. Kom ons kyk 'n bietjie na Suid-Afrika. Behalwe dat die een ou van die 22ste vloer afgestamp is en hom doodgeval het, is die Madlanga kommissie besig om baie gemors oop te krap wat die Suid-Afrikaanse polisie aanbetref. En die een ding wat oopgevlek was, is die feit dat die politieke moordtaakspan gestop was om kartelle te beskerm. Nou, net die feit dat daardie berig in ons openbare kuberruim is, sê vir my dat ons polisie is absoluut onbetroubaar. Punt nommer 1. En punt nommer 2, daar is baie kriminele kartelle
in syndikate in Suid-Afrika. Vat nou vir die Tembisa Hospitaal. Daar's nou baie nuus oor wat gebeur het by Tembisa, 2 biljoen rand verduister deur tenders en ander, wat is die woord ek soek, onreëlmatighede, 2 biljoen rand verdwyn uit die Tembisa Hospitaal uit. Die mense is korrup en hulle steel, en hulle gaan aanhou steel. En hierdie berigte gaan aanhou uitkom. Nee? Een goeie prentjie is die Eskom se kragsentrale Kusile, yesterday, ek kan nie, party van hierdie hotnots name, nee. Kusile se 6de generator is aanlyn, nadat dit 11 jaar gevat het om hierdie ding te bou. Maar die 6de generator is aanlyn. Gaan dit ons help wat ons krag aan betref? Ek weet nie. Pretoria se krag was maandagoggend uitgeskop. Vanaf 7:15, ek het nog koffie met brood in die donker gedoen, tot om by, ek weet nie hoe laat in die middag nie, of in die aand, toe die krag vir die eerste keer aankom. Dit was omtrent so 7:00, 8:00 se kant. Ek dink so 7:00 se kant. Het die krag weer maandag aand aangekom. Dit was in die oggend uitgeskop deur weerlig, dat het 'n hele dag gevat om weer aan te kom. Mense kla in Johannesburg dat hulle omkoopgeld moet betaal om huisplanne te bekom. As jy iets wil bou in Johannesburg en het jou planne ingedien, om daai planne weer terug te kry, moet jy R2000 betaal, omkoopgeld. Daar's nou ondersoeke in na dit. Daardie berig wys maar net die aanhoudende korrupsie, né, in ons land, aanhoudende korrupsie. Ek het so effens 'n video gekyk van Oudtshoornsdalsrus. Mense in ons dorpe is besig om uit mekaar uit te val. Poskantore, ander geboue, strate, you name it. Dit lyk sleg. Hoe lank boere en boere-Afrikaners en Afrikaners, Caucasiërs, hoe lank gaan ons hierdie goeters duld? Hoe lank gaan ons dit duld? Ons moet doen met ons mense, wanneer die tyd kom, soos wat China nou gedoen het, né? China het hulle ex-agri-minister tot die dood toe veroordeel, tot die dood veroordeel, omdat hy $38 miljoen in omkoopgeld gekry het vanaf 2007 tot 2024. Hulle is tot die dood toe veroordeel. Hulle is tot die dood toe veroordeel. Ek sien hoe Rudy het ook nou gou vir my 'n WhatsApp gestuur. Dankie Rudy. Ek waardeer. Ek dink ek het gister gesien. Rudy het so 'n happie vir my inbetaal. Ek is dankbaar. Al die ondersteuning wat ons kry is voor absoluut dankbaar, né? Ons kan nie operate sonder julle nie. Ons kan nie operate sonder julle nie. Wat het ek nog hierso van Suid-Afrika, dat ek het gou kyk. Hierdie was vir my gister. Ek kon nie glo nie dat dit so erg gaan nie. 900 onopgeëiste lyke in 'n lijkhuis in KwaZulu-Natal. Mense, 900 onopgeëiste lyke in 'n lijkhuis in KwaZulu-Natal. Dit sê al van die lyke het daar, well, obviously, lyk nommer 1 het daar begin lê vanaf 2017. So vir 8 jaar is daar nou onopgeëiste lyke in 'n lijkhuis. Is ons land werklik so in sy piekie in, om 'n beter woord as moer te gebruik? Is ons land regtig so in sy maai in? En kyk na die geestelike kant van sake. Die Anglikaanse kerk, wat die ANC se terrorisme, as 'n terrorisme organisasie was, so geondersteun het,
Die Anglikaanse kerk wil nou hê dat FIFA sokker beheerliggaam, moet Israel nou uit die sport uitskop. Dis nou die Anglikaanse kerk. Wat het die kerk met politiek uit te wy? Vir alle kerk, soos die Anglikaanse kerk, wat linkse, totaal en al links is, né? En hulle het linkse Engelse in daai kerk. Want daar is nie boere of Afrikaners in daai kerk nie. Dis linkse Engelse. En as jy eers links is, ek sê nou vir julle, dis moeilik om daai ou brein dood situasie te verander. Want hulle is brein dood. Ek dink ons moet sommer die Anglikaanse kerk verban uit Suid-Afrika uit. Kan ons nie dit doen nie. Hulle beteken niks vir die koninkryk van God nie. Hulle beteken absoluut niks. Andrew, wat sê jy? So ons moet hulle ook sommer net verban wanneer die tyd kom. In elk geval. O ja, ek het nou hierdie berig het ek nog nie vir julle gegee nie in die Britse koninkryk, in die Verenigde Koninkryk. Hulle het mos 'n moslim vrou as hulle binnelandse sake minister. Sy sê nou, etniese nasionalisme is besig om multikulturele of die multikultuur te bedreig. Jan, wat sê jy? Jan, hoekom is jy so laat vanoggend? Etniese nasionalisme. Wat sê sy? Wat sy sê is dat indien jy 'n boer is, of 'n boere-Afrikaner of 'n Afrikaner is, jy is deel van 'n groep. Jy het 'n nasionalistiese, kulturele inbors. Nee. Sy soek dit nie meer nie. Hulle wil 'n gevlegte samelewing hê, waar alles wat wit was of donker was, nou bruin is, of grys is. Maar nie net dit nie, sy is 'n moslim. En hulle soek islamitiese waardes reg oor die wêreld. En in 'n islamitiese wêreld, mense, vat vir jou hel toe, punt nommer 1. En punt nommer 2, die vrouens is absolute slawe in Islam. 2 vrouens is gelyk aan 1 man in Islam. Of is dit 2,5 of so iets. Ek weet nie hoe hulle die goed uitwerk nie. Maar die hele Koran is totaal en al vals. Ek wil nou nie daaroor praat nie, maar in elk geval. Goed. Kom ons praat 'n bietjie gou vinnig oor die volgende. Ek wil nou begin YouTube video's maak, waar ek met iemand 'n gesprek het. Alright? Maar ek wil 2 verskillende tipes video's maak. Ek wil geestelike video's maak en ek wil federale video's maak. Alright? So, wat ek sal doen is, enige persoon. Nou, ons doen 'n toets. As jy met my 'n gesprek wil hê oor die federale alliansie, sê vir my, en dan kyk ons of ons dit kan doen op 'n gesamentlike platform, soos YouTube, maar dis nie live nie, ek wil dit vandag 'n bietjie bestudeer. So dan praat ek met jou, en jy's ook op die video, en ons kan dan later net gou die video bietjie edit, byskrifte bysit, en sulke goed, 'n mooi agtergrond gee, en sulke tipe van goed. So ek wil dit doen vir die federale gedeelte, en ek wil dit doen vir die geestelike gedeelte. So as jy 'n geestelike vraag het, of iets wat jy graag wil bespreek, of ondersoek, wil instel dan kan jy vir my kontak. En dan sê jy vir my, Richard, kom ons praat hieroor. Dan sê ek, great, en dan sit ek die storie op, jy sit op aan jou kant, jy kan dit doen deur jou laptop, wat ook al, as ons 'n programmetjie moet aflaai, dan doen ons dit, en dan gesels ons. Jy kan dit selfs op jou foon doen, né? Maak nie saak nie. Dan gesels ons live. Dit is nie heeltemal live nie, maar julle weet wat ek bedoel. 1-to-1. Alright? Maak nie saak wie jy is nie, en dit maak nie saak wat die geestelike onderwerp is, of wat die federale onderwerp is waaroor jy wil gesels nie. Alright. So dan kan ons lekker gesprek hou met mekaar, en as jy opkom en jy wil net nonsens praat of bolly praat, dan gaan ons nie lekker gesels nie. Ok, dan sal ek dit nie uitsaai nie.
Want dit is belangrik dat ons mense begin betrek by die federale alliansie en mense begin betrek by ons geestelike inbos. Dit is baie belangrik dat ons hierdie goeders doen. Dis die een ding. Nou die ander ding is, ek behoort by Vrydag die eerste samples te kry van die spelde wat ons maak, né? Sodat ons kan vir die mense wys wie ons is sonder om bang te wees. Nou ek doen 2 verskillende voorbeelde. Die een is 'n vlaggie. Ons het vir hulle gesê hulle moet die boerevlag vir ons in die vlaggie sit as 'n voorbeeld, en die ander ene is die alliansievlag, die federale alliansievlag op 'n ronde enetjie. So ek behoort hulle albei Vrydag te kry, en indien ek hulle kry, dan sal ek 'n spesiale uitsending maak van koffie met brood, net om dit te adverteer. Alright? Ek wil vir julle iets wys. Hierdie is 'n ou ene wat ek vir julle gaan wys. En dis nie dat ek hom dra nie. Ek het hom gekry. Maar hierdie is 'n ou ene, hy seker 2010 was dit op Ventersdorp gedoen. Dit is soos 'n hoe kan ons sê, 'n memorabilia, as ek dit so kan stel. Dis net memorabilia. Ek is nie deel van hierdie groep nie. Maar ons weet wie julle is en waarom julle besig is, né? So, onthou julle hierdie ene, ek wil net vir julle hierdie wys. Dis net 'n voorbeeld. Onthou julle hierdie ene? Nou, hierdie was 'n spesiale ene wat gemaak was vir oom Eugene, way back. Ek en hy was nie pelle nie, so hy was nie my oom nie. Maar in elk geval, ek het nie saamgestem met baie van die dinge wat hy gesê het nie. Hy was my te ver regs, maar hy het goeie idees gehad. En dit was gedoen op Ventersdorp. So dit is 'n ding wat hulle daar uitgegee het en wat in my skot geval het. En ek hou dit as 'n aandenking. Ek wys dit net vir julle. So ons wil hierdie goed nie daai nie, ons wil die regte goed maak en dan vir julle tentoonstel, né? So dit is wat ons wil doen. Hoekom wil ons dit doen? Want ons wil ons land regmaak. Ons is vryburgers. Dan is ons boere. Boere, Afrikaners en Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet waarmee ons besig is, né? Stadig, maar seker. Treukie vir treukie. Doen ons wat gedoen moet word. Ons moet ons land herstel. En ons moet ons nasie weer optel. Dis die belangrikste. Saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Woensdagoggend, 1 Oktober, fantastiese, geseënde dag vir julle almal.